Goeiedag, jy is ingeskakel hier op Mense en hul stories saam met my Natasha Fiek. Dis altyd vir my 'n voorreg en altyd lekker vir my om saam met jou te kan kuier en ek vertrou dat jy geniet die programme net soos wat ek dit geniet en die stories net soos wat ek dit geniet. Ja, dis Mense en hul stories en soos ons altyd sê, elkeen het 'n storie. Jy het 'n storie, ek het 'n storie, ons almal het 'n storie om te deel. En ek vertrou jy geniet nog seisoen 3 ook van Mense en hul stories. Nuwe mense, nuwe getuies en varse stories. Vandag het ek vir Leroy Lof saam met my en hy gaan so 'n bietjie sy getuienis ook saam met ons kom deel. So goeiedag Leroy, hoe gaan dit saam met jou en so goed om vir jou vandag hier te kan hê. Hallo Natasha, ja, dit is regtig waar voorreg om hier te kan wees. Yes. Ja, is amazing, met dit te kan wees. Ja, nee, na so lank. Yes, want ek het altyd, ek dink is al 'n paar maande net Leroy, wat ek vir Leroy vra, Leroy, wanneer kom jy? Ja, dit is ek werk. O, jy vra toe op die nippertjie en toe het ek nou al verlede week vir Leroy gesê, Leroy, onthou ons neem op, asseblief tog, laat weet my, ek het jou voor die tyd laat weet, is jy beskikbaar. So Leroy het 'n amazing getuienis, as jy kyk, ek dink aan Leroy se foto's, hy het weer vir my sy foto's gestuur, hoe hy gelyk het voordat hy by die Here gekom het, en hoe hy nou lyk en is, kan ons net sê, it's only by grace that he is here today, but not just him, but all of us, it's only by grace that we are here. So Leroy, vertel ons 'n bietjie van jouself, wie is Leroy Lof? Ek is Leroy Lof, ek is al die pad van Eerste Rivier, bly nou in Blackheath, ek het altyd in Kleinvlei gebly, waar my ouer huis is. Ek is nou 2 jaar getrouwd, so Ja. dat ek beweeg 'n bietjie uit. Ek het 2 kinders, en ja, ek is net baie lief vir die Here. Yes, En ek doen maar net wat die Here van my verwag om te Ja, doen. en jy sing ook nog, nee, moenie sing. dit weggooi nie. Hy sing ook nog teerbaar, as hy op hom baie beskeie, maar hy sing ook nog. Ja, Leroy, die lewe was hy altyd vir jou so nie. Vertel vir ons 'n bietjie jou lewensreis. Ek sê altyd, wanneer ek begin, sê ek altyd, ons almal het 'n begin, ons almal het 'n einde, ons almal word gebore, ons almal sterwe. Maar hier tussenin op die graf word daar nooit van daai tussenin vertel nie. En ek sê altyd dat voordat ons hierdie aarde verlaat, moet ons stories vertel het. Ja. Moet ons vir iemand anders vertel het, maar die Here het dit vir my gedoen. So Leroy, vertel ons 'n bietjie van daai gedeelte in jou lewe in. Ja, soos ek maar altyd baseer myself as ek die storie verdeel, dan sal ek sê elkeen het 'n donker gedeelte in sy lewe. En my donker gedeelte was toe ek net op hoërskool kom. En dit was, ek was so 13 jaar oud, om net 14 geraak, so 'n week voor my verjaarsdag. Ek sal nooit vergeet, dit is die 9de Oktober 2001. Ging ek my ouderdom ook weg, maar ook dit is fyn. Ja, hulle moet gou sommetjies maak. En het my broer gesterwe. My tweede oudste broer, of laat ek net so sê, ek kom uit 'n ouerhuis wat 'n kerklike ouerhuis. Ons is groot gemaak in die kerk. Ek was nou ongelukkig die swart skaap, ek is die babietjie van 4 en al my broers was sendelinge. My oudste broer het oorsee gegaan, hy was in België, Amsterdam, daardie gedeelte, so vir 'n maand was hy daar gewees, hy het teruggekom, hy is 'n jeugleier. Al my broers het in my oudste broer se voetspore gevolg. My tweede oudste broer het ook sendeling gewees, hy was in Johannesburg. Hy het sommer net na skool, na sy matriek, toe hy matriek klaar maak, het hy gegaan Johannesburg toe, en hy was daar by een van die enige kerke daar so in Johannesburg. Toekoms was het skool gehou, was hy Bybelklasse daar gee. En toe die ding gebeur het van hom, waar hy op die oomblik op die einde van die dag sy lewe moes verloor het, verstaan. En ek was maar baie jong geweest, verstaan. Ek het nie verstaan, en so, want ons het hom baie min gesien, dit was in 1999 wat hy eerste keer weggegaan het. So hy was al reeds 2 jaar tot 2001, was hy nou al reeds in Johannesburg en sendeling gewees op skole, Bybelklas en so. So wat gebeur het, hulle was op pad uit na, met die kinders, graad 7 kinders, hulle het gegaan op 'n kamp, in Johannesburg en so, in toekomsrus. So hulle het omtrent so 'n paar kilo's uitgery en hulle was in 'n rivier in. En hulle het 'n bietjie afgekoel, die kindertjies moes nou 'n bietjie net vir hulle laat en so, en 2 van die kinders in die moeilikheid geraak. En die een het gegaan om die ander enetjie te probeer help, maar toe raak hulle altyd in die moeilikheid, en en dit was net hy en nog 'n ouetjie wat die leiers gewees het van die kamp. En hy moes inspring, want hy was 'n goeie swemmer. Ons almal daar in die Perel by my ouma, daar in die bad soos hulle sê. Yes. Almal geswem daar. So
Ik wil niet te veel uitbreiden. Ja, maar en hoeveel toe- oud was hy, Leroy? Hij was 22. Oké, 22 die dag toe hij sterwe. En ik bedoel, hij was maar net Yes, uit de hoërskool yes. al die verstaan en zo. So, hij heeft zomaar zijn leven voor de Here gegee Ja, en gesê, hij wil doen wat de Here van hem wil verwag. En hij het een meisiekind gered en die ander het teruggegaan met die ander en hij het ook uit haar aangegee en sy het deur sy arms geglip. En sy verdrink en hy verdrink. Sjoe. So hulle altyd verdrink. Nou dit het vir my 'n bietjie van 'n skok gewees want ek was nog op skool. Ek het nog Jou gespeel hart daar, getref, ja, ja. en toe sê hulle vir my, hulle roep my oor die interkom, hulle lof as hulle in die kantoor sien en ek gaan toe kantoor toe en hulle sê ek moet Stradhuis toe gaan en hulle deel toe die nuus saam met ons. Ek was net 13 jaar oud, is 'n week voor my verjaarsdag Sure. wat dit gebeur. So dit sal Sure. altyd by my bly Sjoe. vir die jare Ja. wat ek dit beleef het bestaan en so. Ja. So- Ek sê altyd nie, Leroy, ek kan nie gou daar aankom. Ek sê altyd nie dat wanneer jy iemand so na aan jou verloor, ek het my eie broer ook verloor 10 jaar gelede, hy was maar 24. So jy kom eintlik nooit regtig Ja. oor die persoon se dood nie. Jy leer hoe om daarmee saam te leef. Lewe, ja. Nee? So en dit was een van die gevalle gewees verstaan. Ek was jong en omdat ek was baie oom gewees en ons het hom baie min gesien. Hy het net skoolvakansie huis toe gekom en dan sien net vir 'n week dan gaan hy weg. Ja. Ek kon nooit regtig geleer het van hom af nie. Soos my ander broers wat baie close gewees het. Yes. So ek het daai verlange gehad, verstaan, dat om te weet wie my broer was. En op my verjaarsdag, daai 2001 was ons Johannesburg toe en ons het sy roudiens was op my verjaarsdag. En dit was 'n baie snaakse gevoel vir my om Yes. daar te wees. Maar teruggekom, ek gaan nou 'n bietjie vinniger nou Yes. aan in die storie en ek was te blootgestel aan vriende wat nou net gesê het ek 'n quick fix basically. En ek was so blootgestel aan tik en ek het daai tyd ek al reeds gerook al, sigarette gerook. Ek het so hier en daar 'n bietjie gedrink al op so jong ouderdom. So jy was regtig 'n swart skaap. Ek was die soort. En ek was al klaar en ek het baie gesteel, ek het my ma se gejaag gevat of goedjies gevat en dan Ja. doen ek so of ek gaan hier uit, ek gaan kuier met vriendjies en so, ons gaan uit vir die dag en dan voor ek vir hulle gejaag vra het ek al klaar gejaag gevat. Verstaan jy, nou vra ek vir hulle gejaag, nou sien hulle maar hier gejaag. Ek sê ek het niks gevat nie. Yes. Verstaan so met as soos die vyand maar dit 'n mens maar Ja. dat dom maak om so my mense dom te maak en te sê dat jy nie besig is om sulke dinge nie. So het ek myself blootgestel en iemand stel my toe voor en tik, verstaan. En ek het dit gebruik as my om oor my broer se dood te kom. En dit was vir my 'n bietjie van 'n heavy tyd gewees. Yes. Ek bedoel ek is net op hoërskool gekom graad 8 Ja. en ek was al reeds blootgestel in tik. En ek het gedoen, ek het my hele skoolloopbaan basically opgemors. Maar ek kan nou uit skool uit. Ek het 2006 maak ek klaar en toe gaan ek uit skool uit. Ek het nie matriek geslaag nie. Nou nog nie. Staan Sure. maar die Here toen wonderlik. Op die regte tyd. Ja, ek het nou weer geskrywe. Yes. Want ek het gesê ek gaan nie ophou nie, verstaan. Ek gaan God vertrou, verstaan, Yes. om deur te gaan. My vrou encourage my nou altyd om te sê, Amen. just go. Amen. Just Ja, try ek was again, verstaan. 35 toe ek teruggegaan het. Verstaan? En ek het aan skool gegaan en ek het geslaag. Het was moeilijk, want ek het nou die ene het ek nog nie aan skool gaan nie, maar ek het basically net gesê ek gaan myself op my eie en ek het geprobeer. So ek wag nou op my uitslag. Amen. Maar nevertheless in my hele skoolloopbaan nog mos ek het gaan werk en ek het meer blootgestel aan heavy drugs en so. Ek het begin kokain gebruik saam met 'n vriend wat ek gewerk het toe ek in Tiger Valley nog gewerk het. Hy stel my toe bloot aan kokain. Dit was heavy geweest staan. Ek het die as my eerste keer wat ek gebruik het, ek was nie gewoond aan nie. En ek het net besluit ek gaan nie meer verder dit doen nie, verstaan jy? Want tik was my habit, verstaan? En tik het my so gevat dat ek basically my selfbeeld verloor het, my selfvertroue verloor het, my image basically hoe ek lyk verstaan het verloor as jy weet hoe ek my foto en alles daai. En alles dit het gebeur verstaan ek het my basically my familie verstaan het ek ook basically verloor in die proses om so te sê. En daar was 'n tyd toe ek so erg is in die drugs, ek het my werk verloor en so dat ek toe huis toe kom basically op 'n einde van die dag en ek by huis gekom, ek was by die huis gewees en ek sê toe nee man, ek doen te goed is waar ek by mense geld gaan leen en hulle het my begin soek, ek kon nie die geld teruggee en ek het goed begin verkoop. Ek het almal die snaakse dinge gedoen net om my habit te kan hoe kan ek sê Jou habit te entertain, ja, om Yes. te sê, verstaan. Yes. En dit was maar iets because nou daar's die geld toe my ouers hier. Ek het nou al vir hulle al uitmekaar het gesteel ja. verstaan. En ek het nooit daai opportunity gehad om te sê okay, hier het ek wil net uit dit kom en los alles so net.
En het was zo mijn 8ste jaar, ik was 10 jaar vastgevangen tuk. Zo. 10 jaar vastgevangen tuk. So, ik was op je ouderdom van 14 een blootgesteld. Ik is op je ouderdom van 24 Zo. als ik vrij van het, om zo te zeggen. En in die ogenblik, wat ik aan mijn 8ste jaar kan ik nou, toen hardloop ik weg van de huis af. Want toen zoek je mensen voor mij bij de huis. En je weet, klein vlees, nou, die tijd was het niet zo die elkaar, maar nou is het een beetje bij die elkaar, nou zo op je ogenblik van die skitter en zo. Maar op het einde van de dag, ik moest toch weg uit de perel toe gaan blijven met mijn oma. Ja. En dat is ook in die flitsen geweest staan. En ik moest maar net daar, mezelf op mijn voeten gevonden. Ik moest op een tijd zo slapen met een mes onder mijn kop. Because zo gevaarlijk is het daar. Zo. En ik was te blootgesteld aan dagen daar. Ik heb bij begin dagen rook en ik heb bij je begin drank en zo. En als ik gegaan heb, vrijdag, nou had ik een werk gekregen daar bij Coca-Cola daar in Perelen. En vrijdag kom ik huis toe, klim ik in die trein, kom huis toe voor die weekend met mijn ouders. Ik slaap vrijdag aan bij huis. Ik kom in niks ochtend bij huis. Zaterdagochtend dan slaap ik heel dag. Zaterdag aan als ik weer uit huis zit, dan kom ik zondagochtend in. Zo. En nou slaap ik heel zondag. Nou spandeer ik eerst de tijd met mijn ouders of mijn familie basically. Because nou spandeer ik dat klein tikje, want maandagochtend vat ik met vroeg trein weer terug Perel toe. En zo is mijn leven gegaan elke week. Zo was altijd een gejaag. Om niet naar die zaaien van die craving wat ik had, om te fix te krijgen. Yes. Om zo te zeggen. So, dan het beginnen heavy raak. Tot ik me altijd gezien, ik heb altijd uitgeroepen omdat ik een huis groot geworden van met christen huis om zo te Yes. groot geworden. Mijn ouders hebben ons gewijs die pad en zo. Ik was nog maar die zwart skapie. En ik heb altijd voor de Heer gezien, of ik heb die stem wel altijd aan mij gepraat. Ik had gezegd, hij was ik nog niet bekend aan als een God en zo en alles. En ik heb die verhouding gehad basically. Yes. En op die tijd heb ik gezegd, Heer, als ik uit die ding moet komen, dan moet U vir my uithaal. Ik wil hier mensen me uithalen. Ik wil ik moet naar de kerk gaan staan voor mensen moeten voor mij bidden. Of ik moet naar rehab toe gaan. Want ik heb gezien mijn vrienden om mij, wat ik ook blootgesteld had aan het. Ik heb voor alle blootgesteld. Van alles nou nog tot vandaag, nog steeds in het. En als ik praat samen met hulle, sommigen van hulle smeer het met het af. Hulle is maar net hoe hulle is en zo. En ik heb toen eerder gezegd, ik zie dan hoe kom hulle uit die rehab uit. Verstaan? Hulle lijken of hulle erger raken in die rehab. So, hoe kom ik aan rehab toe gaan? Ja. En allemaal die dingen. En die Here bring my tot stilstaan. Ek sê daar's 'n donker tyd in jou lewe, in elke persoon se lewe, donker tyd en daar's 'n tyd wanneer 'n omdraai tyd. En my omdraai tyd gebeur toe my 8ste jaar, dit was in die 8ste jaar toe my ma verlam raak. Sy is nou die jare zijn nou een jaar, ek het laas jaar van haar verloor. Ja. In September maand. En my ma het verlam geraak in beide van haar bene. En omdat ik een kezeljob gehad en mijn broer was nog in huis en mijn pa was nog obviously. Hulle het vaste werken gehad. Ik heb een kezeljob gehad. En mijn pa bel mij, zei, Lero, je moet huis toe komen. Ik zei, maar Dede, ik kan niet naar huis toe komen. En ik strijd moest nou, because ik weet, hier kan ik nog maar hebben het fiet en allemaal dat. En hij zei, je moet huis toe komen, dat is al wat ik wil zeggen. Je moet naar je maken kijken. Ik zei, ja, ik ga toe. En ik zei, toch maar over die mensen. Mijn contract zou hernieuwd worden. En mijn contract wordt hier niet toe dat tijd. En ik versta het niet, hoe kom je? Verstaan Ja. Ja. En ik kom toe huis toe en ik begin te blijven bij de huis, want mijn pa gaan zo vroeg uit huis zit, zo naar mijn ma komen ze beweging. Ja. Zo zei het basically net geleerd, als hij wil pee of toilet toe gaan, dan moet ik haar oplig in die rijstoel zitten, toilet toe vat, weer oplig. Als hij veel gemaakt had ook, dan moest ik haar schoon gemaakt. En zo. Dat was voor mij iets wat ik kon verstaan. Het. Ja. Maar zo nader in die tijd toen ik begin te beseffen, in die jaar, in mijn 9e jaar, nog steeds in drugs aan. Yes. Er komt iets toe bij mij en zei voor mij dat ik gebruik jouw ma nou als jouw reet. Om voor jou uit te krijgen. Amen. En ik heb het daar verstaan, ik heb het bij oomlik verstaan. Maar ik heb bij de huis gezet, wanneer ik het van die ochtend 6 uur af tot die aan tot mijn pa bij de huis kom, kon ik eerst uitgaan. Want ik kon niet mijn ma alleen lossen. Want zij kan niet bewegen. Yes. Zoals zij iets nodig heeft, Leroy, ik ga net in die kamer, ik heb zo kwaad geraakt. Altijd, wanneer ik het nog niet van ga japen, ze zei, Leroy, ik geef gewoon met die. Maar die goed alleen net daar, want zij kan nog bewegen arms, maar zij kan niet haar benen bewegen. Maar ik heb nooit besef dat dit is hoe die Here eindelijk my omdraai in my lewe gebring het. Amen. Om my ma te gebruik om vir my nader aan hom te bring. Amen. Amen. En omdat ik, mijn pa had gesê, as jy nie aan huis toe kom nie,
het jou ma gehuil, sy lê nagte wakker, sy het nie geweet en dit was maar 'n moeder se gebed, tot seker te maak 'n kind is veilig of so. En as ek huis toe gekom het die oggend, sy het eens geskaam met my en sy het net amper soos sy gesê, dankie Here dat hy by die huis is. Sy het niks gesê nie, sy het altyd met so met 'n kyk gegee en so. En ek het iets begin sien in daai tyd, hoe ek van die drugs afkom. Because hoe langer ek tyd spandeer by die huis saam met haar, hoe minder het ek begin gebruik. My vriende was buitekant, hulle het gegaan, hulle het gaan kyk waar hulle kan, hulle dingetjie doen, fiks kry, ja, maar ek kon nie verstaan nie, because ek moes na my ma kyk. So ek moes gewag het totdat my pa by huis kom, voor ek kan uitgaan, dan sit ek weer laat aan op die straathoeke, en wag nou vir as hulle sê, ons skarrel, vir 'n geleentheid. Vir 'n geleentheid of so, ek het 'n R10, jy het R10, okay, kom ons sit by mekaar, dan kry ons 'n fix en so. So is almal daardie dinge gewees. En iets wat ek amazingly gesien het, is dat hoe minder ek dit gebruik het, hoe beter het my maag geraak. En ek sal nooit vergeet die dag hoe ek tot by die Here gekom het. Want ek het nie gekom in 'n kerk of iemand vir my gebid het of so en ek het in 'n diep slaap gegaan. In 'n diep slaap gegaan. En dis waar alles vir my gebeur het, verstaan. En dit was die 15de Oktober, ek sal nooit vergeet 2011. Dit was my broer wat oorlede is, sy vriend se wedding dag gewees, sy trou om so te sê. En hy het gesê, omdat ek saam met hulle gedrink, omdat ek wou geleer het hoe my broer was, verstaan nie. Hoe was my broer? Hy weet nie gedrink nie, maar hy het saam met hulle sokker gespeel. En ek het altyd gevra, hoe was my broer, man? Ek het nooit hy beleef, verstaan nie. En ek het altyd gehanker daarna om dit te kan beleef. En hulle vertel of my nie, jou broer was so gewees, maar ek het net die leemte gevoel, ek het die peace gevoel in my hart. En ek was na sy troue toe, ek het nie baie gedrink nie, want die next dag was my verjaarsdag, 16 Oktober. En ons het gesing die dag, my eerste a cappella groep wat ek vir jare sing. Ek sal nooit vir hulle vergeet nie, want dis waar alles om my by die singer begin het. My oupa was ook 'n buis, my broer wat oorlede was 'n buis, my broer ouer as ek is 'n buis, en hier sing ek nog buis, ek glo my klonkie gaan ook buis sing. So ek dra basically nog die legacy so ver, tot my seentjie eendag moes nou sy kan gaan bring. En ons sing die next dag, ons het ons nuwe kitoek aan, by 'n kerk wat gesing het, Pastor Mark, hy is op 'n dag oorlede. En ek sal nooit vergeet, ons gaan sing, maar iets gebeur tot daai nag, 15 Oktober. As ek nou dit kan, dis nou waar my hele lewe turnaround gekom het, verstaan. En met alles wat ek gebeur het, ek kan in diepte gaan met hoe is dit hoe drugs jou maak en allemaal. Maar dit is nie nou waar wat gaan nie, verstaan. Vir my gaat het nou oor dat die Here het my lewe kon verander, verstaan. En op 'n manier wat ek nog nie by ander mense eintlik gehoor het hoe die Here hulle lewe kon verander het. En ek het altyd gevra, Here, hoekom is dit so na reminder vir my? Het jy nie vir my gesê dat moet ek gaan vir jou uitdaal nie? Het jy nie vir my gevra, kom maar, jy wil nie by 'n kerk nie, wil dit nie. Die Here moet jouself die Here moet myself kom uitdaal, en ek wil weet as ek daar uitkom, moet ek ten volle wees. Ek wil nie weer terugval. Nee, helfte nie. Ja, ek wil nie terugval soos my vriende wat in die reëbe toe kom en hulle val weer terug en allerlei nie. Ek het weer gesê ek wil voluit, ek wil alles oorgee. Amen. En daai aand, nou ek was baie kere het ek gekyk altyd. As ek gaan slaap in die aand, dan was ek vasgedruk. Ek weet nie of u al dit beleef het al nie. Vasgedruk en dan skree jy, "Wow, niemand hoor vir jou" en almal daai klomp goed is. En dan wilde ek altyd uit die slaap te kom het, man. En so was 'n diep slaap geweest, want ek het gevoel as iets wat op my kom as ek op my rug altyd gelê het. En hierdie aand, verstaan jy, op die 15 Oktober, op die laaste dag, net voor ek my verjaarsdag moet kry, sê ek vir myself, ek voel aan, hier is die iets wat my weer wil druk en die diep slaap opvat. Maar ek sê toe in die naam van Jesus wil ek weet wat dit is. En ek gaan toe in die diep slaap in. En Natessa, dit is die meest amazingste belewenis wat ek gehad het. Ek voel het nou, as ek nou praat oor, voel het vir my soos gister. Waar ek net voor ek het geloop, al wat ek kan onthou, is dat ek was op 'n donker plek. Ek het so geloop op 'n berg op, maar is donker en dan raak het so skade weer. Die skade weer raak ligter. Maar ek het gesien, daar bo is iets wat daar skyn, man, op die berg toppie. En ek het gesê myself, ek wil daar uitkom. Maar soos ek loop, sien ek dat, maar hier is my familie langs my, maar ek is 'n tree voor hulle. Ek is 'n tree voor hulle en my familie loop hier langs my, ek sien vriende van my, ek sien mense wat ek ken nie.
Maar so nader ek in die lig kom, begin hulle omdraai. So nader ek beweeg op sien ek nie draai die mense almal om. En ek vra myself die vra maar hoekom draai hulle om? Ja. En op daai oomblik kom die Here en hy sê vir my kom. En ek gaan. Ek sê hier draai my ouers ook om, hier draai my familie ook om, maar ek wil daai uitkom iets is hierso. Yes. Dit is toe ek by die lig kom sien ek die kruis. Wow. En dis nou in my diep slaap wat ek almal dit sien. En ek sien die kruis en ek begin dan neerval voor hy kruis. En ek sien Jesus, die hele storie van Jesus wat op die kruis hang. En die gedeelte wat vir my uitgestaan het is daai toe hulle vir hom die spies in sy sy druk en die water en die bloed kom uit. En op daai oomblik val daai water en die bloed en ek gryp dit so en ek sien letterlik in my gees sien ek dit hier val dit en ek gryp en dit val so op my hand en dit begin te bedek my so. Prys die Here. Jos, dit is dit's net dat op daai oomblik gaan nie so hele trein so muisend binne met so dwars deur my. Wow. Dwars deur my. Wow. En daai oggend het ek het nie geweet aangaan nie, maar wat ek gesien het, ek staan te voor God, ek sê Here, en ek is groot op sy troon en ek kan nie beskryf hoe groot dit is nie. En ek sien vir Jesus aan die regterhand van God sit en ek vra die Here vra my, ek sien net 'n vraag. Ek sê, maar hoekom het my familie en my vriende omgedraai en almal en alles hy. Hy sê you are chosen one. I want you to go back and tell them what you have seen. Amen. En ek sal nooit daardie woorde vergeet in die sin van ek sê nou nie dat as ek nou praat van chosen one is maar net hy het vir my gekies op daai oomblik om my turnaround in my lewe te maak. Amen. Om 'n seën te wees vir ander buite. Amen. En hy sê vir my gaan terug en gaan vertel vir hulle van wat jy gesien het. Amen. Amen. En ek moes nou as jy net jouself kan indink Natasha, jy kom op 'n afdrand en hy moet eers jou familie tussen hy skare gaan soek wat nou afgeloop het in die donkerte. En ek moes ek moet vir hulle vertel, niemand wil my glo nie because sy was nou op drugs. Exactly. Verstaan? Sy was nou op drugs. Wat het nou gebeur? Sy speel seker nou weer want dit my pa het gesê as ek kom sê Derek is nou weer by die Here, dan sê hy my nie sy speel weer. So daai oomblik was dit vir my 'n bietjie baie heavy geweest om dit te kan vertel vir mense. Vir anders te vertel, yes. Amen. En daai oggend sing by 'n keer aangetrek. Ek voel net iets anders in my. Ek stryk my klere en dit alles voel net different. Gaan sing, ons klaar gesing kom by die huis en dit is die aan op my birthday. Ek kan nog onthou die vorige aan wat op die 15de sê die Here om my gaan slaap, klim af aan WhatsApp of nie WhatsApp en mix dit nou daai. Sy my klim af en ek wil eers net weet wat vir jou wish en dis wat hy gebeur het mos nou. Ja. En die aand voor 12 uur slaap sê die Here weer vir my. Die stem sê vir my. Leer gaan slaap. Ek wil weer vir jou, ek het ook 'n geskenk vir jou. En ek gaan slaap, ek gaan weer in die diep slaap in. Maar omdat ek is nog nie bang meer nie. In die diep slaap in en ek is so in 'n veld met blomme mooi. Soos daar onder 'n springbok, hy kyk wat hy die sonneblomme en so. Yes. En ek sien daar in die veld is my broer. Wow. Verstaan? En die Here gee my daai oomblik om net te connect met hom. Wow. En dis waar ek die peace in my hart begin Prys die Here. Prys die Prys, Here. dis hoe ek die peace begin kry het en ek kan nog die tyd is baie kort was. Ja. But ek kan nog Enige laaste woorde. enige laaste woorde. Dan kan ek net sê is dat vertrou op die Here man. Amen. My descripsie wat die Here vir my gegee het is dat Galasiërs 2:20 wat sê it is no longer I who live, but it's Christ who lives in me. In the life I give you, I give the life by faith. Verstaan? En ek het nooit hy verstaan hoekom die Here dit vir my gesê het, jy verstaan. Hy het gesê it is no longer you that live, but it's I who live in you. Amen. En dis wat ek net vir elke kyker daar buite, elke persoon, elke jong mens kan sê, is dat as jy die Here aanneem, moenie wankel nie man. Moenie 50-50 gaan nie. Amen. Gaan voluit verstaan. Moenie speel soos ek gespeel het. Jy weet dat ek maar speel vandag vir jou wees verstaan of vir u wees wat miskien daai selfe dingetjie deur gaan verstaan of wat miskien ook deur 'n situasie gaan, maar jy weet miskien nie hoe om op die Here te vertrou nie. Vat jou Bybel, vat jou kruis, hy's jou kruis. Tel op jou kruis en begin lees. Amen. En die Here sal die res doen. Amen. Weet jy Leroy, laasens wat jy nog vertel het van die bloed en die water. Jy het dit letterlik en figuurlik het jy dit ervaar. Yes, waar ons weet ons het tot inkeer gekom. Ons het die gebed gebid, ons het vir die Here 'n ontmoeting met die Here gehad en maar jy het dit letterlik beleef. Jy het dit letterlik beleef. Wat ons weet die bloed van die lam dit reinig ons van alle sondes, maar jy het dit letterlik beleef. Jy het toegelaat dat jy dit kon gesien het
En dis so waar, die Here het 'n plan met jou lewe ook wat nou ingeskakel is, wat nou na hierdie kyk, wat miskien sê ek is nou al 20, 30 jaar, ek ken persoonlik mense wat al oor die 20 jaar in dwelmsverval is. As jy met hulle praat en sê wanneer wil jy op, dan sê die persoon dit is al deel van hulle lewe al. Dit moet net so wees. Wil ek vir jou sê, God het 'n groot plan met jou lewe. Die tyd is nou, sê die woord van die Here. Kom laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos die van skarlaken, ek sal dit wit maak soos sneeu. Al was jou sonde soos die van wol, ek vergeet altyd al die woorde, maar onthou net die Here sê in sy woord en hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sal jou sonde vat so ver soos wat die ooste van die weste af is. So ver vat hy dit van jou af en hy dink jy is weer daaraan nie. So kom net, sê die woord van die Here, kom net soos wat jy is. Moenie nog sê ag Here, ek moet nog my hare môre gaan doen. Ek vir my nuwe skoene nie. Die Here sê kom jy net soos wat jy is en hy kom maak jou skoon en hy kom gee vir jou dit wat jy nie het nie. Dit was dan nou mense nog stories, baie dankie Leroy dat jy jou stories saam met ons kom deel het. Ek kry gedagte terwyl Leroy praat. My dogter het vir my gesê, "Mami, toe het hulle saamgewerk. Mami moet hierdie ouetjie se storie kry." En dit is hoe ek en Leroy se paie ook gekruis het. Maar mag die Here jou ryklik seën. Mag die Here vir jou ook seën vandag wat ingeskakel was. Onthou die Here het 'n groot plan met jou lewe in Jesus naam. Dit was dan nou mense nog stories saam met my Natasha Fick. Totsiens en die Here seën.